Nou, daar's een ding, dit wat pastoor vanoggend hier gesê rondom jou saad wat jy saai. En ek wil my verstout om te sê jou saad dra vrug. Jou saad moet sterwe voordat dit kan lewe en kan voortbring. Hallo kerk. Wanneer 'n vrou bevrug word, is daar miljoene saadjies. Hallo. Maar net een. Daar's net een wat die bevrugting voortbring. Die ander is gaan dood en nou pad. So the seed that is sown, daai saad dra vrug. Ter eer en verheerliking van sy naam. Jy kon iemand anders gewees het. Maar daai saadjie wat oorleef het. So you are here with a purpose. Soos 'n pastoor het volgens ek kan nie daai dans doen wat hy doen. Ek wil graag net die versie lees. Pastoor daar in Joos. Dink ek met ons. Abi 2 Korintiërs is nog net was vir ons. En dan gaan ek aan my wat ek vandag vir jou wil sê. Of vir ons wil sê. So pastoor nou weer vir my gekorrigeer. Hy vers 8 sê, en God het mag om alle genade oor julle oorvloedig te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Ek het gisteroggend is daar 'n ek wil nou baie mooi praat, ek wil nie mense, iemand kom vra by my vrou, Chile, Mariam. Nou gewoonlik wanneer dit gebeur, as ek sommer op my perd. Jy weet, jy ken jy perd nie. Hy stop, hy hardloop naar die stoom te raken. Hij wil nog even lopen, hij laat lopen. Mannetje is niks nodig. En toen zij terugkomt, tussen de berg van een ander keer. En ik besef, ik zie voor mijn lader, ik zie, weet jij? En toen bleef zo lang dit stil, want toen voel ik, hier is er iets wat, ik moet eerst de knop hier met keel naar kant toe krijgen. En dan begin ik weer zo na een tijd, ik weet je, na een tijd te zeggen, weet jij, dat die Here het vir ons in 'n posisie gesit. Hy het vir ons voorsien dat ons kan voorsien. God bless us to be a blessing.
word ons geseën om 'n seën te wees. Amen. En toe het mannetjie sy ry gekry. Ja. Hy kom met soek. Ja, hy het toe sy ry gekry, want dit, en ek het vrede in my hart. Yes. You have to have peace in your heart. The moment you sow a seed, en jy weet, dit is die Here wat nou hier so met jou praat. Amen. It's God. Dit is die Here wat vir jou op 'n plek bring. Op as jy daai knop in jou keel kry en jy moet eers sluk en jy moet eers wag dat jy jy raak jy net so stil en dan ons kyk gestaan die ons fiets, motorfietsryers en hy en sy broer ry motorfiets, maar hy toe eventually gewen. En terwyl hy op die podium staan en hy praat oor sy broer, toe raak hy stil. En ek weet, hier kom 'n ding. Volgende oomblik wat sak hy met sy kop, en toe hy sy kop oplaat, is hy nie meer. So, God placed us in a position where He provide for us. Yes. En as die Here vir jou voorsien het, moenie sê ek het nie. Dis verneig om dit te doen. As mannetjie sy kop uitsteek, as ek verneig om dit. Maar as ek vir mannetjie die vertrek pas gee, Yes. then you sow the seed in confidence that God will provide for you. Amen. Ek was Vrydag so geskok of heel verras. We have a problem with the pipeline at the back. Daarna someone in it. En ek het 'n ander stuk pyp daar gaan haal, wat ook al die sommige verbrand het. En toe werk die ook. En how can I say this? He didn't ask me, I was here. He didn't ask me, he climbed in his car and he go to Kowerstroom and buy a 4 meter of pipe to fix them. Amen. So, and this for me, it's a sign that if God provides in your needs, you can supply in other places. You can supply. God, dat bring my by die mic. Daai besluit was al vanmôre geneem. Dat hy na Alster moet gaan. Ek het vanmôre met my dader gesê, ek het nie eens gedink aan gistermôre nie. Toe sê ek vir my dader, maar wat jy moet maar my ander mic kom. So, ja, ek sal die leraar wat weet. He's blessed because we are in the position to bless him. Amen. God placed us in that position. Yes. Hoor vir my kerk, God placed us in that position. Laat vir my dit gaan. Laat vir my dit gaan. God placed us in that position to sow a seed. Because that seed, it's not for here. Daai saad is nie vir hier. En die pastoor het gesê, ons saai wêreldwyd. Yes. Ons saai wyd daar. So daai saad word wyd gesaai. Amen. Daai saad word dan aan die boere gegee. Ek het ook 'n boodskap vir jou die boere gegee. God placed us in the position. You are in a position of blessing. You are in a position where God has blessed you, so be a blessing. Amen.
Don't say I don't have. Because the enemy will come back to you on your word. Amen. He will come back to you on your word. Not on his word, on what you say. Because in your mouth Yes. is power of death and life. Speak life. Choose to speak life. Yes. Kies om 'n seën te wees. Amen. Kies om 'n seën te wees vir ander mense. I must make, partykeer kom mannetjie en hy kom draai by my en dan sê hy vir my, nee. But if I let go, as ek vir mannetjie sê hy moet gaan, dan moet hy gaan. Yes. He have to go. As hy moet gaan, then the blessings, then the angels step in. And with the angels comes the provision to be a blessing. Amen. Yes. Amen. Yes. Yes. I am blessed because I'm a blessing. Yes. Jy kan maar die Fransmanne kyk, they are so blessed. They are so blessed because they are a blessing to this house. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. That's why they are blessed. And don't come to church just to receive. En hy foto is hier so, hy het so 'n foto, hy was skraal. Maar die Here, ek was ook maar baie skaal, ek altyd die ou ouens, die manne met die lekker groot maakies, en dink ek, wanneer kom ek uit daar? Sodat iemand vir my eendag aan 'n winkel in die Parel sê, dit is jou voorspoed. En ek wonder toe, hoe gaat ek die spoed aankry, baie. God bless you to be a blessing. Yes. Amen. As jy vergeet wat ek vandag sê, just remember God bless you to be a blessing. Hy pak brood wat hy so laat oor die heilige uitdeel. Maandag. Hy pak brood. It's a blessing that you give. Amen. Ek wil volgende die praat oor 'n heel ander. Oor 'n heel ander saak. Die 5 verstandige en 5 dwaase maagde. Ek wonder hoekom sê die Bybel nou sê hulle was dwaas as die ander 5. Hulle is ook geloof as hulle. Ons hoor. Matthew 25, Matthew 25, verse 1 to 30. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom tel om te kom,
het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet. En toe staan daar die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof. En die deur is gesluit. Later kom toe daar die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Waak dan, omdat julle die uur en die dag nie weet nie. Ons verwag Jesus se wederkoms al vir meer as 2000 jaar. Yes. Ek sit vanmôre terwyl ek ons die nagmaal eet en ek dink die vroeë disippels het die nagmaal met meer compassion geëet, met meer passie geëet as wat ons die nagmaal eet. Want vir hulle was Jesus 'n werklikheid. Hulle het gesien, hulle het geleer by hom, hulle het aan sy voete gesit, hulle het gesien hoe hy gevange geneem word, hulle het gesien hoe hy uitmekaar het geslaan word, hulle het gesien hoe hy op Golgotha sterwe, so hulle het die nagmaal met meer passie geëet, met die verwagting dat hy sekerlik weer sal kom. Dis hoekom hulle vir mekaar gegroet het met die wete en gesê het, Maranatha, Jesus kom weer. Ek hoop ons kom weer by die plek waar ons vir mekaar sal uitroep op die media en op WhatsApp en vir mekaar sal sê, Maranatha, Jesus kom weer. We expect him, hy kom in sy heerlikheid en in sy glorie. Baie mense het al sy voorkoms voorspel vir klompie jare terug, maar hy sê, julle sal die uur en die tyd nie weet nie. Waak dan, omdat julle die uur en die tyd nie ken nie. Ek wonder of mannetjie nie 'n rol gespeel het by die verstandige maagde nie. Want toe die onverstandiges of die dwaase maagde besef maar hulle lampe gaan nie, hulle olie gaan nie hou nie, het hulle by die ander sussie gaan aanklop. En sy het gesê, I have provided for myself. Maybe God place you in the position to say, I have enough, I can share with you, because we don't know when the bridegroom is coming. Ek wonder of hulle nie bietjie selfish was nie. Eie sinne, my eie, ek doen my ding soos ek weet. Ek het mos aan vir my voorsiening gemaak. Hoekom kon jy nie vir jou voorsiening maak? Moeilik. Dis nou my, ek wil nie my logika daar gebruik. Want Jesus gaan sekerlik weer kom. Al is dit nie in ons tyd nie.
Al is dit nie in die tyd geleef waarin ons leef nie, maar ek moet waak en bid en wagtend wees. To be expecting, to expect something good is going to happen. Amen. Jy sien wanneer 'n vrou pregnant raak, sy sê, I am expecting, ek verwag 'n baba. I'm expecting this baby over 9 months from now on. As hulle bewus raak van daar's iets in die body wat heeltemal verander, die oggende is nie meer so lekker nie, en die koffie smaak nie meer so lekker nie, en daar's dinge wat gebeur wat die liggaam, daar's 'n verandering wat in die liggaam plaasvind. The body of Christ need to undergo a metamorphose. Ons moet 'n metamorphose ondergaan, because we are expecting something. We are expecting the King of Kings. En ons moet aanpas. The body have to prepare itself. Die liggaam moet homself voorberei vir die wederkoms. A woman's body undergo changes. Yes, amen. Dit ondergaan veranderinge. From a young lady to a woman. And all of a sudden she's no more a young lady, because something daar's melkorgane wat begin werk, en daar's 'n hele klomp goed wat verander. Yes, because you are in a position to provide. Your body is die liggaam van Christus, is in so 'n mate gekondisioneer dat dit kan en moet verander om voorsiening te maak. Amen. Die man raak net so opgewonde oor. En dis praat nie van die vrou wat verwag nie. Ja, ons. Hulle sê ons. Hulle sê ons verwag. We are expecting. The body of Christ need to be in a place of where we expect, ons verwag, ons oog is altyd gefestig op die horison. Ons kyk vandag na Jesus sê, as julle hoor van oorlog, gerugte van oorlog, as die vrye bombot, weet julle die somer is naby. Ons weet nie goed, maar en oor die aardbewings en tsunamies en al, en die verandering in klimaat, ons weet nie goed, ons weet Jesus is op pad, but we have to expect. Ons moet nie net kyk na die tekens nie, but there must be an expecting. Daar moet 'n verwagting hier binne aankom, dat jy moet weer opgewonde raak as jy praat oor die wederkoms. Amen. Hallo, kyk. Jy sien, dit is amper soos jy kan dit nie in woorde omskep nie. Jy kan dit nie in woorde verklaar nie. But there must be something in your spirit that is will say, Maranatha, I'm expecting the King of Kings. Ek verwag dat hier die blou hemel wat hy gaan skeer, ek verseker met hom sal saamgaan. Maar hy sê ons almal sal verander in 'n oomblik, in 'n oogwink se tyd. En ons moet nie dink dat ons die dode sal voorwees nie. Because when the trumpet sounds, they will be the first to hear the trumpets. En hulle kom saam met Jesus. Kom ons kom aan. Die bruid kom aan. Amen.
My moeder sê hierdie mooi woorde. Die man wat daar by haar is, sê vir haar, sy is nie al vrou na wie hy kyk nie. Daar is nog baie ander vrouens na wie hy kyk. En dan sê hy sê hierdie woorde, maar die vrouens is baie jaloers op mekaar. Sy sê hulle weet dit nie eens nie. Hulle dink dit is 'n normale optrede om jaloers te wees. Dat is 'n man wat 'n klomp vrouens het. En hy een wil altyd die hoofvrou wees. En ons besef, it is the bride of Christ. Yes. We have to build each other. Amen. Ek moet minder dink vir myself en meer dink vir jou. Amen. Because I must uplift the bride, the body of Christ, die vroue, the body, the churches. Yes. We must uplift. We must. God place you in that position. God place you in this church. Amen. To bring a change. Yes. Not only here, but in the outside. Jou sendingveld begin as jy daar by die mannetjie wat daar hardloop en die piltjie wat daar is. Dis jou sendingveld. Dis my sendingveld. Ek hoor die pastore was gister weer in die veld gewees. Matroos. Ons het nou eendag gepraat, sê ons maar. Sy hoor nie meer julle praat op matroos nie. Want dit is as julle veld daar. So yes, God put something in your spirit. Ons verwag van oor die eeuwe af die wederkoms. Dit is so naby, dit is voor die deur. Ek het al vir julle vertel, die Petrus en die waarom wat geblei het. As Betty vir ons bel en sê ons kom die naweek vir julle kuier, ek bel haar uit. Voor rooi golf en geblei. En sit ek vrydag aan op by stoep. En ek kyk die liggies wat, dit is nog grondpad. Dit was so like gravel road. Dan kyk jy die ligte wat daar opkom, waarom wat sy kant doen. En dan hoor jy my nie, hier gaan dis maar toeriste wat inkom. Maar as ek hoor die koffie, slaan ratte af. En laat jy by die spoor en dan weet ek, my mense is nie. We must expect the King of Kings. As we daai verwagting bou, die gaan klaar maak. We must expect the King of Kings. Ek het hier 'n paar notas gemaak, ek kom nie binne nie. Die ou mens sê nou vir my net hoe dit is kom. Ek is al mooi hemp aan. En ek het oor jare geleer, moenie sê dis 'n ou hempie. Sê baie dankie vir die kompliment. Dis seker die das wat dit maak. Dis 'n groot ding. En hierdie das het 'n geskiedenis. Ek dink ek het al vir julle die geskiedenis van hierdie das vertel.
Kom jare terug, in die 80er jare, as ek op pad, gaan ek Willemo toe, vir 'n veldtog. Man alleen, sonder 'n instrument, sonder 'n gitaar, sonder 'n band of enigiets. Net die Bybel in my hand en die Here aan my kant. Ek stap daar van Nysna af, deur die Nysna woude, daar deur die Nysna woude. Kry later 'n lift tot in Avontuur. Dit is 'n lied van Avontuur, aan die lange berge, lange kloof. Af na Union Dale toe. Ek kom in Willemo. Hy sal een namerig. Toe kom Duivel daar aan. En dit is 2 man in die evangelie te preek. Ons het die evangelie gaan preek om Willemo te bly, die ons nog nie na huis daar in die woonbeet, toe bly nog in die dorp. En ek vergeet die das, daar so, toe ons terugkom. Klomp jare het vanaf verloor. En ek raak afvallig vir 7 jaar. En ons kom te bekering. En nadat ons die kerk begin het in die Warmbad, dit was die visbereid. Iets Warmbad. Toe kom Oudboet met hierdie das. En hy sê vir my, ek het dit vir jou in bewaring gehou. Na soveel jaar, dus ek sit nou vir 10 jaar. Meer as 10 jaar, en hy sê, ek het dit vir jou in bewaring gehou. Die is een van my troostlouse hawe in my das. Ek sit hom op by spesiale geleenthede. It's a special meeting because we are expecting the King of Kings. Yes, amen. Weet jy raak baie keer as mense met jou praat oor iets, of hulle praat oor iemand wat gaan kom, raak jy so opgewonde, dat jy geen detail en die persoon maak vir jou so opgewonde, dat jy die ervaring van I'm also expecting. I'm also expecting. Ek is ook verwagtend. Ek kan ook sê, Maranatha, Jesus kom weer. And I want us, die pastoor aansluit, I want us to build each other, to be expecting, om verwagtend te wees op die wederkoms. Yes, amen. I'm planning so many things. Ons beplan soveel dinge. En baie keer is uit die beplanning uit, is die Here is nie in die beplanning nie. Because I'm planning these things. Lukas 12 vers 40 sê hierdie woorde. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie.
Die seun van die mens kom op 'n uur dat ons dit nie verwag. Hour that we don't expect it. Luke 12 verse 14. It comes in an hour that we don't expect it. Baie keer skrik ons so groot as daar iemand skielik kom en ons het daai persoon nie verwag nie. En skrik jou heel uit jou posisie uit. Yes. Ons het ek het ou manie die daar gewoon te praat is. As daar mense kom en maak hulle in die kamer kom, die kinders het te laat is ook opgeruim. As daar mense nog, alle die honde was die daar nie is, mense het hulle gekom en dan skarrel ons hy die sitkamer uit. Daar kan ons toe kom moeder eendag daar. En toe sy die besigheid so kyk, toe sê sy, hier het iemand gesit, waar is hy? Want toe staan die skoene nog daar so. Net daar waar ek gesit het. Die seun van die mens kom op 'n uur dat jy dit nie, ek en jy dit nie verwag nie. En dan skarrel ons in ons hardloop, soos die onverstandige maagde wat gehardloop het om gou nog iets by die baai om melk te gaan koop. Toe hulle terugkom, is die bruidegom al reeds slaap. Die deure is gesluit. Ek sit toch dink dat hulle was ook gelowiges. Want hoekom sou hulle die bruidegom verwag? As ons teruggaan na die kerk toe. Amen. They will also expect Yes. the bride. Hulle het gereed gemaak. Hulle het hulle lamp aan die brand gehou. Hulle het genoeg olie in die lamp gehad om die nag deur te hou. Want vanaand is hy, ek weet Vrydag was die tyd om die lampe die glas skoon te maak en al die roet af te haal en hy put weer af te knip. En dat die lamp weer mooi, want ons het gepraat oor die blauwe vlam, om dit weer netjies te maak. So ek dink hierdie maagde het almal gesit en hulle lampe voorberei, dat dit 'n goeie lig kan gee. Dat ander wat die lig sien, na die lig sal kom. So die lamp was volgemaak, hy kon, as hy dit vanaand volgemaak was, kon hy seker vir 2 aande hou. Dan hy lagte uitblaas. Abdoel hy kers, hallo. Julle het dit al gehoor, ons het dit baie gehoor. Dit daar hoor is, soos is die kracht van die licht van brand. Ja, maar hy kan ook niet te lang sit die hele dag. Sy word halve kers as hy blij kers in die hy moet dit ook, ja. En die keer dat ik dan zo daar en voor je die keer dat zo daar bij die keer. Maar die put ook gooi, dat hy lang uitbraak. Ek die days, ek sal vir jou ding wees.
Hy dink jy bly maar dink. Maar was die kleine word. Hulle het jou een ding is wat ek wil weet. Ja, hy was ook klein. Rascal. Ek maak klaar vir jou. Ons moet voorbereid wees. Yes, amen. Maar as ek moet so voorbereid wees, dat ek nie die mense die by my agterlos nie. Yes. Ek is dan so voorbereid vir die wederkoms, dat ek ekstra olie saamgevat het. Maar ek vergeet die mense die naby my wat olie nodig het. Amen. Gaan koop vir julle, Ja. while God is supplied, sodat ek vir hulle ook kan saamneem. Dat ek vir hulle ook kan saamneem. I must take them by the hand. En sê maar, hier is ek het 'n bietjie ekstra olie. Ek het 'n 5 liter of ek het 'n gallon olie saamgebring. Ja, ek moet deel. Ek het genoeg saamgebring dat jou land ook aan die brand kan bly. Dat wanneer die geroep kom, daar kom die bruidegom. Gaan uit hom tegemoet. Dat ons kan saam gaan om die bruidegom te ontmoet. Amen. I don't want to lose you along the road. Ek wil jou nie op die pad verloor nie. Jou naaste lê hierso. Jou naaste lê hierso. Die is daar bid my vrou beter as wat ek bid, volgens mens insiens. As ons op 'n keer gekom het, was ek die een wat die bidwerk gedoen het. En het verdreen in die buitekamer. Die diens daar sê, maar net vir my, en ek vir jou inhou. As ander mense, wat hier rond is, en die nie stering is vir my. Yes. Amen. Hello. But when the music plays, they don't consider you. 'n mannetjie vertel vir my, consider the neighbors. It's time that we start praying again. Mannetjie gooi net die werk voor. Ek is klaar. Jesus sê, maar julle kan die koms verhaas. Yes. Through your persistence. Deur julle uithou vermoë. Deur julle verwagting kan julle die koms verhaas. Nie dat mannetjie vir jou vertel. Ek weet nie of jy wat daar vir jou influister. And say, consider the other people. Yes, consider them with your oil. Amen. Don't keep your oil to yourself. Share your oil with somebody
en moed sit. Wees mededeelsaam. Ernstig. Maranatha. Maranatha. Nou is daar advertensie op TV gewees. Op die jaar terug. Wanneer die manne daar by die huise staan en groet is die buurman aan die kant die kloof wat het hulle geskryf. Ek kan nie weer aan Maar as kom ons sê Mole. Mola, ja, dis het. Molo so aan. En ek kom my antwoord terug. Molo so. Dat ons met mekaar sal begroet met die woorde. Selfs as jy daar by Pick n Pay of Shoprite of waar ook al, dat ons mekaar sal uit die verte en sal groet en sal sê, Maranatha, Jesus kom weer. Maranatha, Jesus kom weer. Heavenly Father, thank you. Thank you for your word. Dankie Here, u kweek in ons verwagting. Dat ons die deelaarde is, Here, waar u 'n verwagting kweek. Vader, op die wederkoms van Yeshua, Hamasiah. Dat ons hom sal verwag elke oomblik, elke uur, elke minuut, dat ons sal voorbereid wees op sy wederkoms. So voorbereid, dat ons ook ander sal help om voorbereid te wees. In Jesus naam. Amen. Ons ontvang die biddende seën. Die Here sal ons seën en ons beskerm. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en hy sal vir ons sy vrede gee. En om mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons wees en met ons bly totdat Jesus kom. En omdat ons sy koms verwag, sê ons Amen. Amen. Maranatha. Omdat ons sy koms verwag, sê ons Maranatha.